En hulle gaan nou sommer vir ons alles doen hier vanaf, die voorsang en wat daarop volg. So ons is baie dankbaar, baie dankie julle vir die tyd wat julle uitgekoop het vir ons. Ons waardeer dit regtig, Rian en die res van julle. Henig vir jou ook, baie dankie. Henig van Wyk, hy sal vir ons voorgaan hier op vanaf die kansel. Baie welkom aan jou en baie dankie vir jou moeite. Goed, dis oor na julle toe, Rian. Baie dankie. Hallo, hallo. Hy werk. Is hy? Okay. Is julle almal nou wakker? Okay. Goeiemôre aan elkeen. Ons is die kweekskoolstudente daar van die kweekskool daar by Betchan 3. Nog nee man. Dis baie lekker vir ons om hier so te wees vanoggend. Ons wil asseblief vra dat julle saam met ons gaan voorsang doen, maar dat julle staan en saam met ons die bewegings doen vir die wat kan staan. Ons vra tot die ongestrykte maatjies om saam met ons te sing vanoggend. As hy.
Goeiemôre gemeente. Ek groet julle elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en welkom ook by vanoggend se kinderdiens. Dit is lekker om elke jong gesiggie ook hier te sien. Ek mis myne sommer baie meer. Hierdie klein wit koppies ook wat hier rond hardloop. Is lekker, is dit vir julle lekker om hier te wees? Ek is baie bly. Ons gaan so die diens dan nou gou afskop. Ek wil net eers gou ons studente voorstel. Voordat ek by hulle begin, wil ek net sê, ek is Hennig van Wyk, ek is tans 4de jaar by die Kweekskool. Ek is alleen in my jaargroep, so dis maar 'n enkelsame pad gewees, gelukkig vir die ander groepe wat ingekom het, wat mense mooi bystaan en so help, en soos wat ek hulle nou ook gaan voorstel, kan ons weet dat ons almal saam geroep is, mekaar kan ondersteun, en dat ons mekaar ook kan lief hê. So ek wil graag vir Rian dan eerste voorstel, julle kan eintlik maar almal opstaan, dan kan ek julle net voorstel. Waar's JJ? Ja, ek loop daar agter rond. OK. Dit is Rian. Rian is jou hand sal opsteek. Hy is nie alkoholist nie. Ek grap. Dit is Rian Wheat. Hy is nou tans 2de jaar. Hy is een van die SR lede op die studenteraad. Ja, dan het ons vir Tyler. O nee, maar wag, kom ons begin by Henlo Smit, hy was saam met my van Wonderboom gemeente af. Hy is ook 2de jaar tans. Dan Tyler Ritkaart, 1ste jaar wat ingekom het. JJ Lombard, ingekom het, 1ste jaar. Hy is deel van die Levitiese orde. Is al die Lombards wat nou oor die reg oorstrek van Benoni tot, waar is jou pale? En welkom. Ja, so is al die Lombards, hy is deel van hulle. Want ons Johanay Venter, soos ek verstaan, is hy ook familie van oom Joppie, ver langs. Is ek reg? En dan Rosaan, ek het jou van vergeet. Koekemoer, Rosaan Koekemoer. OK, ook beide dan eerstejaars. Ons is baie dankbaar vir die voorreg wat ons kan hê om as Kweekskool gesamentlik, is nou nie almal wat hier kan wees nie. Baie preek wyd en suid en oral waar daar 'n nood is hulle in die kansel. Ons is dankbaar vir die voorreg. Ons wil graag ook ons dank dan uitspreek aan die kerkraad vir die vergunning wat julle vir ons bied om 'n kinderdiens te kan aanbied. Soos wat ons ook weet dat die evangelie so eenvoudig deurgegee is vir ons deur Jesus, sodat enigiemand dit kan verstaan. En daarom is ons dankbaar om spesifiek die kindertjies te teiken met 'n op 'n vlak wat hulle kan verstaan. Maar dan weet ons dat daardie boodskap wat oorkom, dat dit tot die hele gemeente toe uitstryk, want almal kan verstaan. As mens preek vir die dokter, gaan die ander mense wat nie dokter is, nie verstaan nie. En dit is die dankbaarheid wat ons dan het. So baie dankie aan oom Joppie en die kerkraad namens ons kant dan. Ons gaan dan net so sit en dan gaan ek vir ons op die gepaste wyse begin. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Amen. Ek wil u nooi om saam met my te staan, dan gaan ons openingslied sing tot eer van die Here, en dan kan u staan sodra u die noot ontvang. Christus, ek kan bid U, heilige is U naam. Jesus Christus, ek kan bid U, heilige is U naam. Jesus Christus, ek kan bid U, heilige is U naam. Jesus Christus, ek kan bid U, heilige is U naam. Christus, Here, volg U, kom my met U Gees. Jesus
Rian het gevra dat hy die skriflesing doen sodra ek dan aan hom afgee. Hy sal dan aangaan met die skriflesing, maar ek gaan vir ons die kanselgebed dan doen, as hy dan die mans wat kan staan saam met my sal staan, sodat ons dan die Here kan nader in gebed. Ons groote God, almagtige Hemelse Vader, Seun en Heilige Gees, is 'n diepe dankbaarheid, Here, wat ons vanoggend kan hê in ons harte om te kan weet dat U teenwoordig is hier waar ons is. Waar ons is U, soos wat ons ook gesing het vroeër, Here. Ons is 'n tempel waar U Gees in woon. En daarom moet ons ook soos 'n tempel wandel, ons moet soos 'n tempel lyk, leef en die beeld uitstraal vir die mense daar buite, Here, wat nie die lig het nie. So weet ons ook, Here, dat wanneer ons U nader, dan weet ons dat U die een is wat die wêreld regeer, wat alles in beheer het. Soos dat ons weet wat U ook in die woord opgeskryf het, Daniël, Here, dat U verander die tye en die geleenthede. U stel of sit konings af, U stel konings aan, U verleen wysheid aan die wyses en ook kennis aan die wat insig het. So weet ons, Here, dat U in volle beheer is van alles wat gebeur en dat alles wat gebeur, dat dit volgens U wil gebeur. En so weet ons ook, Here, dat U betrokke is daar in die oorlog in Israel en tussen Israel en Iran en ook in Oekraïne. En Here, ons weet dat U daar betrokke is en dat alles gebeur volgens wat U woord vir ons reeds gesê het gaan gebeur. Dat daar gerugte van oorlog gaan wees, dat dit gaan meer en meer word soos wat die dag nader kom van U koms. En so weet ons ook, Here, dat dit alles is volgens U raadsplan. Maar so ook weet ons, Here, dat U volgens U raadsplan vir ons 'n weg uitgegee het. Uit hierdie bose, sondige wêreld om ons van ons sondes te verlos. En dit is niemand anders as Jesus Christus nie. En so is dit ook dan my gebed, Here, dat U hierdie waarheid in ons kom vasslaan, dat ons sal weet, Here, dat U vir ons die weg oopgebaan het om na U toe te kom. Want Here, soos wat ons vanoggend ook gaan hoor, U is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur U nie. En so weet ons ook, Here, dat ons ten volle op U kan vertrou vir ons saligheid, vir dit wat gebeur van dag tot dag, dat ons kragte van U af sal kry en nie uit mense sal soek nie. Here, ons bid vir die mense wat op die voorbiddingslys is en ons weet dat U elke hart ken, U ken almal se omstandighede. Die wat siek is, vra ons, Here, dat U sal intree en dat U op 'n wonderbaarlike wyse sal genees, soos dat U woord ook vir ons sê, deur U wonde het daar vir ons genesing gekom. Dit is deel van die kruisvrug. En ons kan daaraan vashou, Here, vir goddelike genesing. Ons kan vashou aan U, Here, dat U wil genees. Dit is U wil dat ons sal genees word. En daarom bied U ook vir ons die oplossing, en dit is deur die kruiswerk. Here, ek bid so vir elkeen wat in moeilike omstandighede is, soos ek reeds gesê het, U ken die omstandighede, U weet waar die nood is, U ken elkeen se hart. Van ons wil dalk nie altyd bekend maak wat die nood is aan ander nie, maar Here, ek wil vra dat U op 'n wonderbaarlike wyse ook sal intree en dat U sal voorsien, soos wat U woord ook beloof. Maar Here, dat ons aan U sal vashou vir dit wat U ook kan voorsien. Dat ons behoeftes by U kom neerlê, en sodat ons ook weet en gedurig sing, wat 'n vriend het ons in Jesus, Here, dat ons node kom lê by die Godsvader hart. Want dit is alleenlik die enigste wyse waarby U kan dit hanteer, wanneer ons vertroue in U plaas om dit te hanteer. Ag Here, ons sê dankie vir hierdie diens. Ek bid so vir die kerkraad en vir die gemeente as geheel, dat U hulle ook sal wysheid verleen, dat U vir hulle sal insig gee waar daar nodig is, om besluite te maak wat die gemeente vorentoe sal laat dryf, maar nie met afskeep van U woord af of U standaarde, Here, maar om vorentoe te beweeg, om vas te hou aan U woord wat waarheid is. Here, ons dink so aan al die invloede van buite af, kindertjies wat op skool is, boelies wat daar is, wat hulle gedurig terg. Ag Here, ons vra dat U asseblief ook so met hulle sal wees. Hier waar die kindergesiggies vanoggend bymekaar is om spesifiek vir hulle 'n boodskap wat voorberei is te hoor. Here, dat U asseblief in hulle sal werk. Ons bid en vra dat U van sitplek tot sitplek sal beweeg en in elkeen se harte sal werk,
dat U die een sal wees wat sal laat groei, dat U die een is wat sal intree waar daar ingetree moet word. En Here, dat U sal bly klop totdat daar die kinderhartjie oopgemaak word en U daarin beweeg. Here, ons is dankbaar vir die werk wat U ook vir ons doen op 'n daaglikse basis, vir die genade wat U aan ons gee. Ons weet, Here, dat ons nie uit ons eie uit kan nie, want U is onfeilbaar, maar die mens is feilbaar. Daarom sê ons dankie, Here, dat ons daarin ook kan vashou. Wees asseblief nou betrokke, wees teenwoordig, wees ons naby, en ons bid nie omdat ons dit enigstens verdien, Here, maar ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ek wil dan nou graag afgee aan Rian. Daar so sê. Kruip hier weg van mekaar. Ek soek my, ek sien hy soek vir my. Nou ons gaan uit die woord van die Here uit lees vanmôre uit Johannes 14. Ons gaan net 6 verse saam, amper sê ek hoofstukke, verse saam lees. Uit Johannes 14, so vir die maats wat hulle Bybels het, hulle kan dit vir ons oopmaak, maar andersins, ek het vir ons sommer dit so op die bord ook gesit, dan kan die maat saam met ons volg, op die wat dalk voel dit is vir die beter. Ek hou vir ons voor, Johannes 14, vers 1. Laat julle harte nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Dit was my so mooi gedeeltetjie gewees toe ons saam gelees het, en dit het my so diep gegryp, en dit was my so kosbare gedeelte gewees. So, ek wil vir hom Tyler vra, dat hy so bietjie vir ons net bietjie kan help met hierdie teksversie. Dankie oom Rian. Ek hoop ek praat hard genoeg dat almal my hoor, want ek is nou bang vir daai ding, daai ding. Maar nou ja, dis so lekker om hierso te wees. Ek dink ons moet gou almal op. Nou wil ek gou vir julle vra, toe ons nou die Bybel gelees het, wie het met ons gepraat? God het gepraat, nie? Nou moet ons mooi regop staan, so daai borsie so uit, ek is so langs aan, en as God praat, moet ons luister, nie? Moet ons luister, as God praat. Ja, so as ons sê, ja, ons gaan nou luister wat God sê, dan ons so sal die Heer. Dan gaan julle luister wat God sê. Ons sal die Heer. Ja, ons gaan mooi luister. Okay. Lyk my, julle is nou lekker wakker, want julle nog wees. Julle nog wees. Nou, ek weet ook gevra, sien julle uit aan die vakansie? Ja! As ek dink julle mamas en papas sien ook uit aan die vakansie? Ja! Ek is nie so seker of mamma en papa so baie uitsien, of ouma so baie uitsien aan die vakansie. Oom Tyler! Gogga! Jog, laat hy my nou skrik! Louis! Jy kan ons hier man so laat skrik nie, jong! Jammer oom Tyler. Ek weet nie waar's Becky nie. Ek het haar kerk toe genooi en sy moes al 'n uur terug hier gewees het. Maar sy's nog nie hier nie. Nou laat ek dit gou eers vir die maatjie sê. Hier is my vriend Louis, kyk hoe lyk hy. Hey, jong. Dis maar 'n mooi maatjie. En ons het nog 'n maatjie en daai maatjie se naam is Becky. Hoe weet ons nie waar Becky is nie? Glad nie oom. Wat maak so oom? Louis, ek hoor vir Becky, ek hoor haar. Maats, ek dink ons moet gou vir Becky help. Van julle gou vir my saam te roep dat ons vir Becky kan wys waar die pad is hiernatoe. Ek gaan tot by 3 tel. 1, 2, 3. Becky! Ook as moet weer. 1, 2, 3.
Ja, oom Tyler. Kyk, soos wat Louis die leeu gesê het, hy het my genooi kerk toe. Maar ek, maatjies, dankie dat julle my geroep het. Julle het my die pad gewys. Maar oom Tyler, ja, julle Springs is groot, baie groot. Ja, nee, jong, dit lyk vir my ook of die baie paaie is. Wag, dit is ook jy nie kan sien wat jou alles is in jou oë. Mamma het gesê ek moet gaan vir 'n haarsny, maar ek wou nie luister nie. Maar ek het so 'n groot gebou in die dorp gesien, hè. En toe dink ek dit is die kerk. Toe volg ek dit. Maar toe ek daar uitkom, toe is dit 'n groot winkelsentrum. Ja, daai ene. En toe onthou ek, mamma het vir my geldjies gegee om sjokolade te koop. Om chocolates te koop? Chocolates, maat. Kyk al wat is die chocolates nou? Ja. Maar Becky, het jy regtig en mamma regtig vir jou gesê jy gaan chocolates koop? Jong, ek het al gehoor mamma hou daarvan dat jy te veel chocolates koop nie. Eintlik was dit vir melk, maar die sjokolade, Cadbury nogals, was op special, ek bedoel uitverkoping vir 2 vir die prys van 1. En het jy melk ook gekoop? Daar's melk in die sjokolade. Ai, kom Becky, dis mos nie reg nie. Maar daai geld is ons vir melk en toe koop jy chocolates. Ek dink mamma sal verstaan, 'n meisie kort 'n sjokolade so nou en dan. Nou wat gaan jy nou vir jou mamma sê as jy by die huis kom, Becky? Ek sal vir sê, die geld het ek ingegooi by die kerk, en toe gee Louis vir my 2 chocolates. Is dit reg, maat? Hoekom gaan dit my skuld wees? Mamma weet, jy's altyd die een wat my in die moeilikheid stook. Ai, dis nou nie reg nie. Dink julle Becky praat die waarheid, maat? Nee, wat mense as mens nie die waarheid praat nie. Lieg, ja, en wat 'n ander mooi woord vir dit? Dan vertel mens leuns. Dis waarom die mokko Maria het dan net vir ons gelees dat Jesus sê hy is die weg en die waarheid en die lewe. Nou Becky, jy verdwaal, want jy het nie die regte pad gegee, maar dis ook nie reg om nie die waarheid te praat nie, nee? Ja, oom Tyler, dit is seker so. Jong, jy gaan vir mamma moet gaan jammer sê. Ou Louis, ek dink ons moet maar vir Becky bid, want ek dink nie sy praat die waarheid altyd nie, nee? Ek dink ook so, oom. Maar Becky, ek is bly jy's veilig, maar ek weet daar's iets in die Bybel wat iets deel oor verdwaal. Oom Rian, kan oom dalk onthou wat dit is, want ek kan nie onthou nie. Ja, maats, ek gaan bietjie saam met julle deel. Ek gaan bietjie vir julle wys uit die skrif uit. Gebeur as jy doen wat Becky gedoen het. Dis verskriklik. So, ons gaan hulle dan nou groet. Ons sien julle nou weer, maats. Bye bye oom. Bye bye maatjies. Okay. Dankie om Tyler. Nou maats, dis almal verskriklik wat sy gedoen het, né? Het julle dit ook al gedoen? Ja. Ons almal het dit al gedoen, né? Of dit nou is of ons gejok het oor geld of wat dit is, almal van ons het dit al gedoen. Nou maat, sê gou-gou vir my, die wat hulle Bybel sê het, daai teksversie. As ek by julle kom kuier, wat het ek nodig? 'n Bybel. Nee, as ek moet by jou kom kuier, wat het ek nodig? As ek nog nooit by jou huis was nie. Ja, ek moet jou huisadres hê. Nou net soos daai Bybel versie, in jou Bybel wil ek gou vir julle vinnig wys. Hiervoor, as ek na jou huis, as ek sê in Johannesburg bly, en jy bly in Pretoria, dan is daar klomp dorpe. Alright, so die Bybel het ook dorpe, hy het 66 dorpies. En dan as ons die dorpie het,
dan moet ek mos nou jou straat se naam hê. Nou ons straat se naam is vandag 14. So ons dorpie is Johannes, ons straat is, ons straat se naam is 14 en wat moet ons dan nodig hê? Jou huisnommer. Ja, jou huisnommer. En dan jou huisnommer is nommer 6 en sê vir my, daai adresie is dit in die Nuwe of in die Ou Testament? In die Nuwe Testament. O, julle is te slim. Ek dink dan hier is aan daai dogtertjie moet nou eers 'n sweetie kry. Met die pink. Nou maat sê gou vir my, ek wil gou weer vir ons die teksversie lees, dan volg julle gou saam met my. Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Sê Jesus toe vir Thomas, toe hy vir Jesus gesê het, maar Jesus, ons weet nie waarna toe u gaan nie. Nou maat sê gou 'n bietjie vir my, ons groot maats hier agter, het julle nou ook al daar op Google en op Google en op Waze die adres ingesit en so 'n bietjie verdwaal? Ja. Of jy weet waartoe jy moet draai, hy sê draai regs, en dan draai jy die een voor die ene wat jy moet regs draai, draai jy regs. Dan verdwaal ons so bietjie. So sien julle, ons kan selfs verdwaal, al het ons Waze of Google Maps wat ons moet wys waar ons moet gaan. Want baie keer luister ons mos nie. Nee. Ja. Ja. So maats, die storie wat vir ons vertel is van Jesus wat hierdie verhaal aan sy disippels kom vertel, sê hy hierdie volgende woorde, hy is die weg en die waarheid en die lewe. En dis belangrik dat ek en julle moet weet, dat hy alleen die ene is, wat die regte weg vir my en vir jou is. Ek en jy kan nie op 'n ander weg volg, as die Bybel vir ons baie duidelik sê, dat hy die ene is, wat die weg en die waarheid en die lewe is nie. Ek wil julle nog 'n teksversie gee, dat julle gou 'n bietjie kom lees saam met my. Jesaja 53 vers 6. Hoor wat sê Jesaja 53 vers 6. Hy sê, ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Dis daarom maar verskriklik om te dink ons almal het dit gedoen. Maar hoor wat sê Romeine 3 vers 23. Want almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Nou maats, ek wil gou 'n bietjie vir julle vra. Wie dink julle is daai almal? Is dit ek? Wie dink jy is dit? Almal, hoor mooi sê sy dit. Almal op hierdie aarde. Dis nie net ek nie, dis nie net Bekkie gewees nie. Almal van ons wat hierso vanoggend sit, elke liewe maatjie hier vanoggend, selfs ek wat hier voor staan, het gesondig. Want toe ons gebore is ons gebore om te wil sondig. Dit is binne in ons om heeltyd te wil verkeerd doen, om heeltyd die verkeerde weg te loop, maats. Dis daarom maar verskriklik om te dink as jy dit heeltyd eintlik wil doen. Jy wil eintlik heeltyd verkeerde dinge doen. Die versie sê ook, dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Dis so 'n bietjie moeilike woorde, né? Weet julle wat beteken dit? Dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Wag, ek gaan vir julle nog 'n teksversie gee wat ons so bietjie gaan help. Hoor wat sê die volgende teksversie, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword. Jo, het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. Nou ek wil gou 'n bietjie vir ons hierdie ding nader bring. As hy kan julle mooi sien. Kyk, hier is ons muur. Sien julle hierdie muur van ons hierso? Wie is hierdie? Wie dra die kroon? God dra die kroon. En wat het gebeur met my en jou sonde?
Dit is skeidsmuur geword tussen my en God. Dit is wat die teksversie vir ons sê. Maar julle ongeregtigheid, julle sonde, dit wat julle verkeerd doen, het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. Maats, dis daarom maar verskriklik om dit te dink, né? Dat dit vir ons 'n probleem eintlik veroorsaak het. Nou, ek verstaan dit nou 'n bietjie mooi. Verstaan julle dit al? Kom ek gee vir julle, kom ons help nog 'n bietjie. Dan verduidelik dit ons dit nog 'n bietjie beter. Wie van julle kan vir my sê, wat is sonde? OK, en nog 'n maat? Ja. OK, jy vers vir ons. Hoor daarso. Kom ons hoor mooi. Oh, that's beautiful. Hoor wat sê sy, die loon van die sonde, Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe. Daar's 'n maatjie daar agter. Ja, hoor wat sê sy. Maats, ons gaan vir almal sweeties gee. Ek gaan nou net 'n bietjie aangaan, dan gaan ons nou vir almal sweeties gee. Hoor gou wat, om dit nou mooi te onthou, is daar 'n ander manier om te onthou. Sonde is alles wat ons dink, alles wat ons doen, en alles wat ons sê, wat nie tot eer van die Here is nie. Gaan ons dit onthou? Alles wat ons dink, alles wat ons doen, en alles wat ons sê, wat nie tot eer van die Here is nie, dit is sonde. En nie binne in ons weet ons as ons besig is met daai sonde. Nou daai sonde het 'n skeidsmuur geword tussen ons en tussen God. Ek wil nog 'n vraagie vra. Wie van julle kan deur 'n muur loop? Wie van julle kan jy deur 'n muur loop? Ja, maar ons mense, wie van julle kan deur hierdie muur loop? Kan niemand deur die muur loop nie? Kan Superman nie? Kan hy? Ja, dit is, hoor wat sê, dis 'n jok. So, julle moenie alles glo wat julle sien nie, want dit is nie so nie. Niemand van ons kan deur 'n muur loop nie. Nee maats, ons kan nie. Net so, as ons sonde in ons lewens het, kan ons ook nie by God uitkom nie. Ek en jy kan nie by God uitkom as ons daai sonde het nie. Dis verskriklik, dit word 'n skeidsmuur. Ek en jy kan nie deur hierdie muur loop nie. Nou ek gaan vir Tannie Rosaan vra, sy sit hier voor, sy het so 'n bietjie 'n paar sondes by haar, en dan kan julle elkeen 'n sonde by jou by haar kom kry, en dan wil ek vir hom JJ vra, dat hy gou vir ons hier kom staan, dan gee julle vir hom die sonde, dan gaan hy gou vir ons die sonde so 'n bietjie op hierdie muur sit. Nou hou dit so 'n bietjie oop, dan kan hulle self kies wat se sondes wil hulle hê. Van die maats wat gou by haar wil 'n sonde kom kry, daar's so 'n paar. Okay, maats, as julle die sonde gekry, dan kom gee julle hier vir hom JJ. Kom bring vir hom JJ julle sonde, dan gaan hy dit gou vir julle. Julle kan net hier staan, dan gaan ons gou die sonde opsit. Nou, hierdie sonde, wat julle nou vir hom JJ gee, 'n bietjie op boontoe. Ja, net so klein. Okay, vir die volgende, dan begin julle. Nou, hier's 'n paar sondes wat ons nou op die bord gaan sit. Maar dis nie al die sondes nie. Ons moet vandag weet dat daar baie ander sondes is. Maats, ons weet baie keer as ons besig met ons telefone, daai groot probleem, dan kyk ons na goed wat ons nie moet kyk nie. Dan is ons besig met goed, mamma het gesê, gaan leer. Dan is ons besig om te speel op ons telefone. Dis 'n baie groot probleem.
Nou ons kan begin vinnig skinder, om so baie van ons skinder, ons is so besig om van 'n ander maatjie te praat, om sleg te praat van ander ene, om groot te praat, ons is die beste, ons het alles, om ander te haat, as ene dalk iets beter as jy het, nou hou jy nie van daai maat nie, dit is om ander te haat ook. Ons het nou het oom Tyler gesê van vloek, om te jok, dis verskriklik, om te vloek, dit is 'n verskriklike ding, ek dink ja, daar is jok, hy gaan ook nou opkom, jaloers, om jaloers te wees op ander, om te boelie, dis 'n verskriklike ding wat ons het, om 'n ander seer te maak, omdat jy kan beter voel, ander gode, weet julle dat ons telefone vir ons 'n ander gode kan word, as iets wat jy weet jy moet los, en jy kan nie loskom van daai ding nie, dis ook ander gode, of selfs of om 'n ander God te aanbid, dit is ook gode. Ok, daar het ons nou 'n paar sondes daar op die bord, ongehoorsaamheid, ek het nou gesê, as mamma sê, julle moet leer, en julle wil nie leer nie, dan is dit so bietjie van 'n probleem. Nou vir ons groot mense, wat vanoggend hier sit, ek het gehoor, Johan, hy sê die ongestryktes. Ons ongestryktes, paar kenmerke van God. As julle aan God dink, waaraan dink julle, as ons vanoggend vir die groot mense so 'n bietjie 'n vraag kan vra? Wie is God, as ons aan hom dink? As ek so 'n bietjie kan help, hy is heilig. Hier is 'n maatjie wat iets wil sê. Ja, daar sy hoor mooi sê sy dit. Hy is heilig. Hy is almagtig. Die Bybel sê vir ons, hy is alwetend. 1 Johannes 4 vers 8 sê vir ons, hy is liefde. Dis wie God vir ons is. Die probleem is, maats, dat God nie sonde in die hemel kan toelaat nie. Dis verskriklik om te dink wat sonde doen. Sonde kan hy nie in die hemel toelaat nie. Nou, hoor wat sê Psalm 5 vers 5 vir ons, want U is nie 'n God wat behaag het in die goddeloosheid nie. Die kwaadoener sal by U nie vertoef nie. Sien julle hoe erg sonde, maats, dat jy wat sonde in jou lewe het, kan nie by God kom nie, want hy sal dit nie toelaat nie. Maar ek het vandag vir julle die beste nuus ooit. Wil julle goeie nuus hoor? Wil julle baie goeie nuus hoor? Nou voor ek vir julle dit sê, toe ons Vrydag klaar eksamen geskryf het, toes my moed in my skoene. Verskriklik my moed in my skoene. Maar toe ek net dink dat ons vandag by julle gaan wees, toes ek verskriklik opgewonde. Maar ek was baie bly geweest. Maar hierdie nuus wat ek nou vir julle gaan gee, is nog beter as my blydskap wat ek gehad het Vrydag. Hoor wat sê Jesaja 53 vers 6 vir ons. Dit was ons versie wat ons nou opgehaat het, maar hoor wat sê die tweede gedeelte. Hy sê ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hoor julle wat sê hy? Dat hy ons sondes op hom geneem het. Hoor wat sê 1 Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, hoor gou, as ons sondes bely, wat moet jy doen? Jy moet jou sonde bely. Hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid, ek het nou gesê ongeregtigheid, is daai dinge wat ons verkeerd doen, om ons van alle ongeregtigheid te reinig. Is dit nie die beste nuus ooit nie? Vir ons groot maats vanmôre hier, ons ouer mensies wat vanmôre hier sit, is dit nie die beste nuus om te weet, dat as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig,
om ons van ons sondes te reinig nie. Ek wil vir julle gou iets wys. As ek en jy ons sondes bely, en ons gaan na die Here toe en ons sê vir die Here, ons het sondes. Maats, kyk wat gebeur. Kyk gou wat gebeur. Wat gebeur met ons sondes? Sien julle, wat doen Jesus? Wat doen hy daar? Waar is jou sondes? Sien jy jou sondes? As God nou na jou kyk, wat sien hy raak? Hy sien vir Jesus, hy sien jou as 'n bloedgewaste kind van Jesus, as 'n rein kind van Jesus. Dis wat hy vanoggend sien, as God na jou kyk. Dis die oomblik as jy jou sondes bely, en vir die Here vra dat hy in jou kom woon, en dat hy jou sondes vir jou sal wegneem. Dis wat hy vir jou doen. Hoor gou ons teksversie wat ons heel aan die begin gehad het. Hoor gou wat sê hy weer. Jesus antwoord vir Thomas, en hy sê vir Thomas, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Dis die enigste een by wie ons kan gaan, sodat ons eendag by God kan wees. Is dit nie kosbaar nie? Is dit nie pragtig om te weet, dat ons die Here Jesus nodig het nie? Nou maats, ons is amper klaar, ons het vanoggend gesien, dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is. Wat het ons nog gesien? Ons het ook gesien, dat ons almal gesondig het, en dit ontbreek ons, dit veroorsaak dat ek en jy, kyk gou mooi vir my, ons is amper klaar, kyk gou mooi vir my, dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Maar julle het ook die goeie nuus gehoor, wat Jesus vir my en jou kan doen, sodat wanneer ek en jy eendag hom kan aanneem as verlosser en saligmaker, ek wil gou vir julle ietsie sê, ek het baie lank geloop, en ek het gedink, ek is reg met die Here Jesus. Wat dink julle, wat moet jy nog doen om in die hemel te kom? Kom ek vra so. Ja, dink julle, sê kom, ja, kyk my. Hoor gou wat sê hy, Bybel te lees? Glo? Sê gou vir my, dink julle, as ek genoeg geldjies kerk toe bring, en elke Sondag hier kom sit, dink julle dit gaan genoeg wees? Ek moet elke Sondag hier wees, en ek moet elke Sondag my geldjies bring, dan gaan ek in die hemel kom. Nee maats, daar's net een manier hoe ek en jy in die hemel kan kom. En dit moet ons vra dat Jesus in ons harte kom woon, dat hy ons sondes vir ons kan skoon was, dat wanneer God na ons kyk, dat ons 'n skoon gewaste kind van Jesus is. Dis wat met ons moet gebeur. Ek wil vir julle sê, ek het baie lank geloop, en ek het alles gedoen wat ek kon doen. Ek het sommer toe ek 'n besigheid gehad het, sommer baie geld wil ek net gee, dan wil ek dink, och nee, nou is ek reg, want sien die Here seën my, en nou gee ek baie geld vir die kerk, en eendag gaan ek vir die Here kan sê, Here, ek het baie vir die geld vir die kerk gegee, ek is reg. En weet julle wat? Die 10de April 2010, ongeveer 3 uur daai middag, wat gebeur? Jesus kom wys vir my, wat is die toestand van my lewe, wat se sondes ek in my lewe het. En ek gaan buig voor die Here, en ek vra vir die Here Jesus, kom woon in my. Kom woon in my, kom was my skoon, kom woon in my en maak my 'n nuwe mens, sodat ek ook kan weet, ek is 'n kind van U. En van daai dag af, het ek geweet, dat ek weet, dat ek weet, dat ek weet, ek is 'n kind van Jesus. Ons moet ons sondes bely, maats. Ons groot maats wat vanmôre hier sit, soveel van ons sit baie keer en ons dink by onsself,
ek is reg met die Here. Soveel van ons loop die pad en ek is hier elke Sondag. Liewe jongmaat, ek wil vanmôre vir jou vra, wil jy nie Jesus toelaat om vir jou te wys wat is die regte weg nie? En dat wanneer hy dit vir jou wys, dat jy sal volg op hierdie weg van hom nie. So ook, vanoggend raak ek stil voor die Here, ek is klaar, ek sluit af, en ek hou my stilte tyd, en 'n oombliekie daarna, kom die Here, en hy gee vir my hierdie teksvers, en dis nou bietjie meer van ons groter mensies, wat vanmôre hierso sit, en ons probeer ons beste, om te sê, maar ons gaan nie weer Sondag nie. Hoor wat sê die woord vir ons in Hebreërs 12 vers 4. Hy sê, julle het nog nie ten bloede weerstand gebied. Miskien staat in my plek. Julle het nog nie ten bloede weerstand gebied in julle stryd teen sonde nie. Dis belangrik dat ek en u op 'n punt in ons lewe sal kom, dat ons sal klaarmaak, liewe jongmaat, ek sê volgende vir jou, as die Here Jesus vir jou wys, dis verkeerd, maak klaar. Kry klaar met ons sondes, want dit skei, dis 'n skeidsmuur tussen my, tussen God en ons, as ons nie klaar maak met ons sondes nie. Amen. Kom ons sluit die oogies, dan bid ek gou vir ons saam. Here Jesus, ons wil dankie sê dat ons hierdie geleentheid gehad het om saam met ons kinders te kon deel. En Here, dankie dat u vir ons op so eenvoudige wyse uit die woord uit kom wys, dat ons sondes 'n skeidsmuur kom bring tussen u en tussen ons. Here Jesus, u sê dat u gesig wegwys van hierdie sonde. U kan nie na ons kyk as ons sondes in ons lewens het nie. Maar Here, ons het u nodig. En maats, terwyl ons oogies gesluit is, vir ons groot mense vanmôre hier saam, as jy weet, jy het nog nie 'n dag en 'n tyd in jou lewe gekom nie, maats, kom ons sluit ons oogies gou-gou. As jy weet, jy het nog nie daardie dag in jou lewe gehad, wat jy by die Here Jesus gekom het, en gesê, Here, ek het nog nie klaar gemaak met die sondes in my lewe nie. Wil ek vanoggend 'n geleentheid gee, as jy jou hand wil opsteek, wil ons saam met jou bid, en ons wil regtig vir jou bid, en laat die Here jou sal lei, in hierdie geleentheid. As daar so iemand is, wil ons geleentheid gee nou. Goed. Dankie Here, dat ons dan ook nou die dag verder aan U kan kom afgee. Mag U die naprediker van hierdie woord wees, Here. Mag U ook so kom, en die saad wat gesaai is in hierdie môre, Here, dat U die roofvoëls van die hemel sal kom wegweer om hierdie saad op te pik. Dankie dat ons hierdie dag aan U kan kom afgee. Dankie dat ons mag weet, die trooster is vir ons gestuur, die Heilige Gees. En Here, sou daar vanmôre iemand sit, wat weet, ek is nog nie reg met die Here nie. Ag Here, dat U so siel sal agtervolg, dat U die bed sal hard maak, en dat so 'n persoon, man, vrou, hierdie jong pragtige kinders wat vanoggend voor ons sit, Here, dat hulle op 'n dag en 'n plek in hulle lewe sal kom, om reg te maak met U. Ons bid al hierdie dinge in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou maats, ons gaan ons slotlied sing. Wat dink julle? Dink julle ons moet hierdie tweeetjies bietjie roep, laat hulle saam met ons sing? Dink julle so? OK. Ek wil hê julle moet tel. 1, 2, 3. Nou roep ons vir Becky en vir Leeu. 1, 2, 3. Becky, Leeu. Hulle slaap ons op 'n harde roep. Julle sal moet harde roep. Ons gaan tel. As julle. Zo. Ah, hier. Nou wat ons lekker sê. Okay. Baantjies opstaan, ja? Ja, dan lekker opstaan. As jy so gaan dan lekker saam sing. Die woorde is op die bord met prentjies. Dan sien julle mooi daar.
Ons kan net so bly staan, ons gaan net bid om die seën van die Here. Kom ons bid dan om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen.